Kom ons maak net weer toe die oë. Here Jesus. Here, dankie dat ons vir U kan sê vandag, ons is vir U lief, Here. Uit ons harte uit. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Here, U sê in die woord, U het ons lief gehad voordat ons U geken het, Here. Uit die moederskoot uit. Here, in die dag is U dag. Die diens behoort aan U, Here. Die woord wat U vandag wil spreek, is U woord, Here. En ek bid dat U woord sal uitgaan. En Here, dat ons harte sal reg wees om U woord te ontvang nou. Heilige Gees, ek bid dat U ons harte nou sal voorberei. Nou soos ons sit daar en myne self, Here, dat ons harte sal voorbereid wees vir U woord. Dat dit 'n saad sal wees wat in ons harte geplant word. Here, en ek vra U asseblief dat U my sal beheer, dat ek niks sal sê wat nie van U af is nie. En Here, as U iets wil byvoeg vir wat U vir my kom sê het of voorberei het, Here, wil ek vir U vra om dit te sê asseblief, Vader Jesus. Dankie vir U woord, dankie vir elke ene vanoggend hier, en dankie dat ons, Here, dat ek kan bid dat ons sal soekend wees na U vanoggend, Jesus, met ons hele hart. Dankie ook vir die worship vanoggend. Dankie dat U ons so seën, Here. Ons eer U en ons prys U in Jesus se naam. Amen. Ek wil net so vinnig, voor ek begin, ek glo die Here wil vandag kom bou op. Ek glo die Here het 'n fondasie kom lê hier by ons, hier by Lewende Woord. En hy het sekere predikers gebruik al, en die leierskap het ook eenheid oor dit, dat ons fondasie is Jesus Christus, en dat alles oor hom gaan, dat alles oor die Seun van God gaan, en om hom gehoorsaam te wees, en te doen wat hy sê. Dis wat ek glo, die Here kom lê dit hier by ons, en my hartsbegeerte is dat ons sal aanhou met dit, want ons moet klaarmaak met Jesus. Dit is so my hart, dit is so op my hart vanoggend, dat ons sal klaarmaak met hom, dat ons nie sal begin met hom, en afdwaal iewers langs die pad. En dis wat die Here vandag eintlik maar wil kom, hy wil net iets prakties kom sê vanoggend. Hoe lyk ons verhouding met Jesus? Hoe lyk dit prakties? Hoe lyk dit daar buite? Wat maak ons met dit wat ons hoor? Dat ons fokus Jesus moet wees, en dis dit. Daar's nie byvoegsels nie. Hoe lyk ons lewe prakties? En ek voel dis wat die Here vanoggend wil kom sê. En is nie lank nie, so dit klink nou of dit lank kan wees, maar dit is nie. Die Here wil iets kom sê. En vir elkeen en miskien iets anders. Ek wil dit nou omdraai. Ek het beplan om eintlik met iets te begin, maar ek wil die 2 skrifte wat ek op die einde wou gebruik, gaan ek nou eers gebruik. So Romeine 12 vers 1 en 2. As jy sal dit seker op die bord kry nou. So, terwyl ek hier gaan, dink aan jou verhouding met Jesus. Dit is waaroor dit gaan. Ek gaan dit vir ons lees. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdiens. Vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Wie van ons wil verander? Ek glo elkeen se hartse begeerte is vanoggend hier om konstant
permanent te verander. En dit is Jesus wat ons verander. Dis net hy. Maar is asof hy vanoggend twee uit hierdie stuk, hy het net twee amper soos 'n tool kom gee. Hy verander ons. Maar gaan kyk wat staan in vers 1. Paulus skryf daar, broeders, ek vermaan julle, stel julle liggame, hierdie liggaam, as 'n lewende, as 'n heilige en as 'n welgevalle offer vir God. Dit is so belangrik. Hierdie liggame van ons behoort nie aan ons nie. Dit behoort aan die Here. En die tweede ene daarmee saam, luister mooi, word nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie. Ons kan nie gelykvormig word. As 'n kind van Jesus Christus kan ons nie probeer eers gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Die wêreld ken nie vir God nie. God gaan die wêreld oordeel. Ons kan nie gelykvormig word aan dit nie. En daai twee goed, hoe verander ons? Ons word verander deur die vernuwing van ons gedagtes. En daai eerste twee goed wat ons nou opgenoem het, help ons daarmee. Ons moet altyd dink daaraan, wanneer ons gedagtes wil verander, wil vernuwe, moet ons nie gelykvormig word aan 'n wêreld nie. Ons moet dit eers besef, voor ons gedagtes begin vernuwe. En stel jou liggaam as 'n heilige, lewende en 'n welgevalle offer vir God. Dit gaan ons help om ons gedagtes te vernuwe. En dan is dit, kyk daai laaste deel, sodat, dis altyd vir my, die Here kom so en hy sê, dit moet julle doen, of probeer dit doen, sodat julle kan beproef. Johan het vanoggend daaroor gepraat met die kinders. Hy sê, die een wil dit word, die ander wil dat word, maar het ons vir die Here gevra, weet ons wat sy wil is, vir ons lewens, hierso staan, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Die tweede deel wat ek wil, is Filippense 3, vers 1. Verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om hier dieselfde dinge aan julle te skrywe nie. En dit gee julle sekerheid. Vers 5. Ek is besny op die 8ste dag uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, die Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer, vers 6. Wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik, vers 7. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag, vers 8. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille vir wie ek alles prys gegee het, en as dryk beskou, om Christus as wins te verkry. Vers 9. En in hom gevind te word, nie met my geregtigheid, wat uit die wet is nie. Luister mooi, maar met die, wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. Vers 10. Sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Ons het nou net gelees, ons moet nie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, maar word gelykvormig aan sy dood. Hier is Paulus, en hy kom sê ons wie hy was. Hy kom sê ons, hy was 'n Fariseer, wat die wet beywer, onberispelik. Hy het die gemeente vervolg. Dis wie hy was. En as jy die verder stuk lees, kan jy sien, dis iemand wat waaragtig aan Jesus vasgeloop het.
Hy sê alles wat vir hom wins was, is nou 'n verlies, is nou skade. Ek wil vir jou vra, wat was vir jou wins voordat jy Jesus ontmoet het? Wat het jou gedryf? Wat het jou beheer? Wie het jou beheer? Voordat jy in Jesus vasgeloop het. Beskou jy dit vandag as 'n verlies? Beskou jy dit heeltemal as skade? As ek eerlik vandag met julle kan wees, en ons moet eerlik wees met mekaar, en veral as jy hier staan, moet jy eerlik wees. Ek kan nie sê wat Paulus sê nie. Hy sê dit wat vir hom wins was. Dit was vir hom wins om die gemeente te vervolg. Dit was vir hom wins om 'n fariseer te wees. Hy het dit heeltemal omgedraai. Hy sien dit as heeltemal skade. As heeltemal is 'n verlies. En ek praat nie nou net van wat Paulus was nie. Wat was ons? Wat het ons gedoen? Wat het ons beheer? Wat het ons gedryf in hierdie lewe voor Jesus? Vandag is ons sy kind. Beheer hy ons 100%? Is hy alleen God in ons lewe? Ek kan nie vandag sê dat dit wat vir my wins was in die verlede is heeltemal verlies nie. Dit is my hartsbegeerte, die Here hoor my vanoggend. Dit is my hartsbegeerte dat ek alles as 'n verlies sal beskou om Christus wil. Alles in hierdie lewe, alles wat ons doen, alles wat ons voorwerk, dat ons dit as 'n verlies sal beskou om Christus wil. Is dis deel van hoe lyk 'n verhouding met Jesus? Hoekom praat Paulus van wins en verlies? Ek vat 'n voorbeeld. Ek vat 'n voorbeeld sommer op myself. Ek het mense in my wêreld wat is my vrou en my kinders. Is die mense vir wie wat ek saam mee werk, wat vir my werk. As ek alleen beheer word deur Jesus Christus in my lewe, is vir al daai mense, is dit 'n wins vir die koninkryk van God. Maar as ek beheer raak, deur goud en silwer, deur mammon, is dit 'n verlies vir die koninkryk van God. En ek praat van goud en silwer, want dit is die, kan ek sê, die groot afgod. Nie dat dit iets is nie, maar daar's baie ander. Deur wie ons baie keer beheer raak. Beskou jy as dit alles van die verlede as 'n verlies? Nou vandag as 'n verlies om Christus wil. Die volgende deel is Johannes 4. Ek gaan dit eers vir ons lees, Johannes 4, 1 tot 26. Julle kan hom maar opsit vir my asseblief, Marika, of Michael. Ons gaan nog gou eers lees en dan gaan ons hom so vinnig deurgaan. Toe die Here dan verneem, dat die Fariseërs gehoor het, dat Jesus meer disippels maak, en doop as Johannes. Vers 2. Alhoewel Jesus self nie gedoop het, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. Vers 4. En hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Vers 6. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink.
want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou gemeenskap nie met die Jode, met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, en geweet het, wie hy is, wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, sorry, daai ene gaan net gou terug, vers 10, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het, vers 11. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepting nie, en die put is diep, waarvandaan kry u dan die lewende water? Vers 12. U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het, en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee, vers 13. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, vers 14. Maar elkeen wat drink van die water, wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word, 'n fontein van water, wat opspring tot in die ewige lewe. Vers 15. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Vers 16. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Vers 17. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Vers 18. Want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Vers 19. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Vers 20. Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Vers 21. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle op hierdie berg, en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Vers 22. Julle aanbid wat julle nie weet nie, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Ek dink ons gaan tot daar, Michael. As jy vir my weer op vers 7 kan sit, asseblief. Ok, ons het nou gelees, Jesus moes deur Samaria gaan, en hy het by die put gaan sit, omdat hy moeg was. En die vrou daar aangekom, en ek wil hê julle moet kyk na daai sin. Ek sê altyd, daar is verskriklik baie plekke wat Jesus praat, en as daar 'n dubbelpunt. En as daar 'n dubbelpunt is, en as 'n sin, dan is asof die Here sê, gee aandag aan wat hier staan. Wat staan daar? En Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. En Heilige Gees, ek vra nou dat u vir ons sal kom wys, en ons bedien, Here, om vir ons te wys wat daai sin beteken. Ek wil hê jy moet kyk daarna, en ek sal miskien gesê het, is daar vir my dalk 'n bietjie water, asseblief, of wat ook al, wat ons wil insit. Vra 'n bietjie water. Maar as julle na daai kyk, gee vir my water om te drink. Daai is 'n opdrag. Daai is 'n bevel. Vers 8. Want sy disippels in die stad gegaan om voedsel te koop. Nee, sorry, ja, dis reg. Vers 9. En die Samaritaanse vrou antwoord vir Jesus, Here, hoe is dit wat u wat 'n Jood is van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is, want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie.
Here, kom wys ons wat dit beteken, wat onthou, terwyl ons hierdeur gaan, moet jy dink aan jou verhouding met Jesus. Hy begin 'n gesprek met 'n vrou, wat hom glad nie ken nie. En hy begin daai gesprek met 'n opdrag. Gee vir my water om te drink. En ek wil vir julle sê, dis nie die fisiese water nie. Dis nie die fisiese water uit daai put uit nie. En die vrou antwoord hom, Here, hoe is dit dat u wat 'n Jood is van my water vra? Ons meng nie met die Jode meng nie met die Samaritane nie. Jesus vra van al sy kinders, maak nie saak wie ons is, waar ons is. Hy beveel vir al sy kinders om vir hom water te gee om te drink. Vers 10. Jesus antwoord haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is, wat vir jou sê. As jy die gawe van God geken en geweet het wie hy is, wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. As jy geweet het wie ek is, as jy besef wie met jou praat, as Jesus met ons praat, besef ons hoe almagtig hy is. Besef ons hoe groot hy is. Besef ons hoe heilig hy is. Wanneer hy ons 'n opdrag gee. In ons verhouding. Onthou, dis 'n opdrag in jou en Jesus se verhouding. Gee vir my water om te drink. Hy sê vir die vrou, as jy geweet het, wie met jou praat, sou jy vir hom gevra het. Onthou, dit gaan nie oor daai water wat Jesus wil hê nie. Daai water nie. As jy geweet het, sou jy vir hom lewende water gevra het en hy sal dit vir jou gegee het. Dis wat Jesus vir jou wil gee in jou verhouding met hom. Lewende water. Vers 11. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eers 'n skepding nie. En die put is diep, Here, waarvandaan kom die lewende water? Vers 12. U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het en sy seuns en sy vee. Kyk die vraag wat sy hom vra. Here, u het nie eers 'n skepding nie. Here, dis mos 'n moeilike taak die, dat u vir my kan lewende water gee. En u is tog nie, luister hier, u is tog nie groter as ons vader Jakob nie. Jesus is soveel groter as ons tradisies. Jesus is soveel groter as dit wat ons dink van hom. Hy is soveel groter as goed wat ons in die verlede geleer is, wat nie in lyn was met sy woord nie. Soveel groter, soveel meer, as wat ons vandag ooit kan dink. Vers 13. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Met ander woorde, ons is soekend, almal van ons, is soekend na iets in hierdie lewe. As ons soek na daai water, gaan ons weer dors kry. Ons gaan soek in hierdie wêreld, en ons gaan nie tevrede wees nie. Ons gaan weer dors kry, en weer dors kry. Vers 14. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Ek wil hê, ons moet gou na, ons gaan nou weer terugkom hierna toe. Ons gaan gou na Matteus 25 vers 35, asseblief. Hierso sê Jesus,
Die skape en die bokke staan voor hom. Want ek het honger gehad en julle het my ete gegee. Want ek het dors gehad en julle het my iets te drinke gegee. En ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. En so gaan Jesus aan. En dan vra die skape vir hom, Here, maar wanneer het ons vir u iets te drinke gegee? Wanneer het ons vir u iets te ete gegee? En hy gaan sê, net so goed as julle dit aan die geringste van hierdie broeders van my gegee het, so het julle dit vir my gegee. En ek wil hê, ons moet kyk na die. Ek wil hê, ons moet mooi kyk na dit, en nie dink, dat ons iets moet doen vir die ewige lewe nie. Want jy kan maklik daarna kyk, en jy kan dink, jy moet iets doen, om die ewige lewe te hê. Dis nie die waarheid nie. Die waarheid is, ons geloof in Jesus Christus, gee ons die ewige lewe. Maar ek wil vir julle sê, dat ons geloof in Jesus Christus, gaan vir ons lewende water gee, en daai lewende water gaan van self uitkom, en ons gaan water gee vir die mense wat dit nodig het. Dis iets wat van self gebeur. So moenie dink, hierso staan, jy moet iets doen, want dit kan maklik so lyk. Jy moet iets vir iemand te ete of te drinke gee, en ek praat van geestelik, om die ewige lewe te beerf nie. Dis nie waar nie. Ons geloof in Jesus. En dit is die ding. Glo ons altyd. Ons is maklik om Matteus 6 vers 33 op te sê, want dit is so bekende vers, en ons sê dit op, en ons weet waar dit staan, maar glo ons dit. Soek allereers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en dit wat jy nodig het, sal vir jou bygevoeg word. Ek ken daai vers so goed, en is so waar, maar glo ek dit. So ek wil teruggaan na maar Johannes 4 asseblief, Michael. En dit is wat Jesus, dit is wat ek probeer. Ek het na Matteus 25 toe gaan, om vir julle te wys. Gee vir my water om te drink, is 'n opdrag van Jesus. Dis 'n opdrag in jou persoonlike lewe. Die Here het mense onder ons neus gesit. Spesifieke mense, wat Jesus nodig het. En dit gaan van self kom, wanneer ons vir hom vra vir die lewende water. Wanneer hy ons vul met die lewende water, gaan ons aan mense kan water gee. 4 vers, ek dink ons is by vers 15. Hoor wat sê die vrou vir hom, Here, gee vir my daai water. Here, Jesus, gee my daai lewende water. Dis wat ek wil hê, want u dit nou vir my kom sê. Ek glo nou, die vrou begin nou glo. Here, kom gee my daai lewende water. En dat ek nie weer op die putte gaan skep nie, dis nou weer fisies. Maar ek wil hê julle moet kyk na die volgende vers, na wat Jesus vir haar antwoord. Onthou sy vra vir lewende water. Vers 16. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Ek sê, Here, die vrou vra vir u lewende water. En u antwoord haar, gaan roep jou man en kom hier. En die ander ding is, Jesus het geweet sy het nie 'n man nie. Vers 17. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie, Jesus. Sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Vers 18. Want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Waarheid. Dis een ding van ons verhouding met Jesus, waarheid. Ons moet eerlik wees met hom. Ons moet eerlik, opreg, rou eerlik wees met hom. Maar hoekom
doen Jesus dit? Hoekom, as dit vir my so uitgestaan? Hier kom die vrou en sy sê, Here, gee my daai lewende water. En Jesus het vir haar begin lewende water gee, toe hy haar man opbring. Want, onthou, die goed wat voorheen, waarna ons voorheen toe gehardloop het, wat ons nie ons dors geles het nie. Die Here gaan ons soontoe vat. Ons gaan deel daarmee. Ons gaan deel daarmee. Hy gaan ons soontoe vat. En dit waarna sy gehardloop het. Sy sê, sy het gaan water soek. Sy het weer gaan water soek. Sy het weer gaan water soek. Haar dors is gelees. Sy het 5 mans gehad. Sy was nie tevrede nie. Sy het nou in Jesus vasgeloop. Hy kan haar die lewende water gee en hy is besig om dit vir haar te gee. Dit is deel van ons verhouding met Jesus. Waarheid. Hy wil waarheid hê. En hy sê, jy het met reg dit gesê. Jy het dit met waarheid gesê. Vers 19. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat U 'n profeet is. U weet alles van my af. Jesus weet alles van ons, maar nogtans moet ons eerlik wees met hom. In die laaste stukkie is vers 20. Vers 21. En Jesus sê vir die vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Here sal aanbid, die Vader sal aanbid nie. Vers 22. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Vers 23. Maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. So ons aanbid Jesus in gees en in waarheid. Ek wil net bid vir ons met die nagmaal. Here, ek wil vir U vra, Here, U woord wat vandag uitgaan. Here, ons is in 'n verhouding met U. En U wil hê, Here, dat die verhouding, U wil vir ons lewende water gee. Elke dag, elke oomblik van elke dag, wil U vir ons lewende water gee. U is die bron van die lewende water, Here. En ek wil bid nou vir elke ene, dat ons sal gehoor gee aan wat U vir ons sê nou, Here. U weet wat U vir elkeen sê. Elkeen wat hier sit weet wat U vir hulle sê, Here. Here, ek bid dat die water sal uitvloei uit ons uit, Here. Elke ene van ons. Dat ons vir die mense in ons wêreld, waar U ons geplaas het, waar U ons gesit het, dat ons hier sal uitgaan en sal gaan water gee. Want ons weet, ons gee daai water vir U, Here. Jesus, ek bid dat U deur die Gees ons sal bedien, ons sal lei. Ons eer U, ons loof U, Here. En ek bid ook, Here, dat alles vir ons 'n verlies sal wees, om Christus wil. Alles, Here, alles wat ons doen, alles wat ons het, dat ons dit as 'n verlies sal beskou, om Christus wil. Dat ons U so sal intiem lief hê, Here, en U sal volg. Dankie dat ek dit vir elke ene kan bid vanoggend. In Jesus se naam. Amen. Jy moet na daai sap en daai broodjie kyk. En wil jy met kyk daarna en besef dat die prys klaar betaal is. Dat Jesus het dit klaar betaal. Ek wil net 'n stukkie lees uit Kolossense 1 vers 13 en 14.
Hy het ons verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring in die koninkryk van die Seun, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van ons sondes. Ek gaan dit weer sê, daar's niks wat ek en jy hoef te doen of kan doen om vir ons lewe te betaal nie. Jesus het dit klaar gedoen. Jesus wil ons veel verder vat in ons verhouding met hom. Ja, hy gaan ons bietjie stretch en hy gaan ons, maar dit is vir ons eie. Hy het ons so lief dat hy ons nie so wil los soos ons is nie. Maar kyk na die sap, kyk na die broodjie vanoggend en weet dat dit klaar betaal is. En soos ons dit gebruik, dat Jesus deel raak van ons. Hy raak deel, fisies deel van ons liggame. En dan wil ek ook, voor ons dit doen, wil ek voor die Here staan en sê, Here, ek kan nie vanoggend sê, alles beskou ek as nog as 'n verlies, wat vir my wins was nie. Ek wil staan voor die Here en sê, Here, ek wil nie 'n belofte maak nie. Ek is versigtig om beloftes te maak. Maar ek wil sê, Here, kom help my. Kom help my om alles as 'n verlies te beskou, om U ontwil. En as jy wil, kan jy saam staan of jou hand opsteek of soos jy wil in jou hart. Jy hoef nie te staan nie. Maar kom help my en met dit, ek wil dit doen omdat ek dankbaar is vir dit. Omdat ek dankbaar is vir wat U klaar betaal het. U het U lewe gegee. U het dit klaar kom gee. U het klaar betaal. Uit 'n dankbaarheid wil ek dit vir U doen. En ek wil vra, kom help my met dit, Here. So julle kan dit gebruik. Here Jesus, U is almagtig. U is almagtig. U is die Seun van God. En U is ons Here, U is ons verlosser, U is ons saligmaker. U is ons koning, Here. En ek sê weer, U is almagtig. U is heilig, ver bo wat ons kan dink. Ver bo dit, Here. Jesus, ek wil myself en ons almal voor U bring, en ons onderwerp vandag onsself aan U. Aan U wil, Here. En Jesus, U wil hê ons lewens moet verander, ons lewens moet groei. En ek weet, Here, soos ons hier sit, is ons al baie meer veranderd as ons was. Want U help ons daarmee. Maar U help ons ook konstant daarmee vir vorentoe. Dankie vir U woord, en ek bid, Here, dat U woord in ons harte sal bly, en dat ons sal hoor wat U sê. Wat beveel U ons vandag? Wat beveel U ons dalk oor 'n week? Wat kom sê U vir ons, Here? Here, ek wil gehoor gee, en ek wil doen dit wat U sê. Ek wil verhouding bou met U, ek wil lewende water hê, kry by U, Here, elke dag. Kom maak ons vol van U, Here. Seën hierdie dag, seën elkeen wat hier voor my sit, Here, met U teenwoordigheid, met U genade, met U goedheid, met U guns, Here. En ons sê vir U dankie in Jesus se naam. Amen.